uitkom, Triad! Jy gaan op 'n 9 daar kom. Kry jou gat en rad. Hardloop, beweeg. Julle is nou met die kommandokorps. Die lesing wat ek vandag van julle gaan gee, is seker die belangrikste lesing. Die vyand en die bedreiging. Jy kan nie in hierdie land leef as jy nie weet wie is jou vyand nie. Wie is die mense wat ons lewe versier in hierdie land en dinge vir ons moeilik maak? Wie bedreig my lewe tot so 'n mate dat ek my huis soos 'n fort moet beveilig? Wie verkrag elke 15 sekondes 'n vrou in Suid-Afrika? Wie het al ongeveer 2000 boere in Suid-Afrika vermoor? Wie is hierdie wesens? En julle moet dit vir my sê. Dankie my hemelse Vader dat ons weet, ons is veilig by U Here. Dan Vader, ek wil vir U vra, Here, wees met ons. Gaan ook met ons boereleiers. Wees ook met ons in ons besluite, ons denke. Ons vra al die dinge net vir dienste en my enkelheid genade, my koning. Amen. Wil jy vir daai kamp gaan dan? Ja. Wat kan die kamp alles? Wat soek ou mense kinders? Tref ons. Dit kom nie op sis. Dis 'n uithou vermoë kamp. Ons weet kolonel Joos kampe is 'n staf. Ja. Net nie laat ek jou moet kom haal dat jy nie kan uithou nie. Jy gaan deur 'n ding. Jy weet as jy ding aanpak, pak jy hom deur. Die army en die weermag het my geleer, as ek nie in die weermag was nie, dan sou ek nie dissipline gehad het nie. Op die einde van die dag, as daar iets fout gaan, gaan ek nie na iemand toe hardloop nie. Ek gaan die probleem self oplos. As ek vir jou vra Dion wie jy is, dan moet jy nie vir my sê ja, jy's 'n randfonteiner of die of dit. Jy moet sê jy's 'n boereseun. Jy staan vir jou God, volk en vaderland en dan moet jy dit ook kan uitleef. Sy hoog. Is bietjie hoog. One down. I bought the bow from a friend of mine, and then Hannes he was a little bit small. He was too weak to pull the string, and eventually he gets strong. And as he grow up, he get used to it, and now he's trying to challenge the dad, you know. But look on the scoreboard. This is a commando camp, Afrikaans. My dad told me about it. My dad was in the army and everything, so he just told me I might go to experience what he experienced, to see how it is. My basis was 10 weke. So, ons gaan net vir 9 dae. Jy gaan vir 10 dae, ek gaan vir 10 weke. Vat jy daai army boots wat ek jou gegee het, vat dit saam. Dis 'n boot wat hou. Dis 'n boot wat lekker sterk is. Jy hoef so wat te baie te worry oor die bas nie. Dis nou jy gaan nou oorlog toe. Help jou buddies waar jy kan. Okay. Links, rechts, links. Links, 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 rechts, links. Afdeling, halt, styf, 1, 2. Reg, kolonel. Kyk net na die ou voor hom. Kyk na die ou voor jou se voete. As sy voet grond vat, moet jou voet grond vat. OK.
Merker, tree hier aan. So. Merker, tree aan. Ek wil die squat so hê. Marker! Die bus moet so staan. Klim in die bus, klim in die bus. Nou moet jy wakker skrik. Nou gaan julle hardloop as julle nie saamwerk nie. Hey! Jy moet opbeer. Waar is jou bors? Barnard? Afdeling aandag! Rechts met 3 afmarcheer. Rechts om! 1, 2, 3, 1. Rug op die linkerflank. Voorwaarts, mars. Lik, ak, lik, ak, lik, ak, lik, lik, ak. This commando camps that we held is for the young boys, to learn the young boys to get some discipline in them, to get some tidiness, to learn to do an order, and also lekker, nice military style camp. Julle is 'n nuwe geslag, julle is die Afrikaanse geslag. Ons het baie gemengde taal gebruik, baie Afrikaans en Engels deur mekaar. Goed, ons gaan probeer om meer Afrikaans te praat. Maar jy lyk heeltemal deur die kant. I'm here for the military to teach me how to do the military camp and the camouflaging and that things. Die hele doel van kamouflering is om vorm te breek. As jy in 'n operasie is in die bos, wat is die eerste ding wat jy nie wil hê nie? Jy wil nie gevang word of gesien word nie, maar as jy gesien word, maar jy jou nie kan uitken nie. Jy maak jou gesig met 2 lyntjies so en so deur, nee. Verskillende klere. Nee. Het gelyk of iemand 'n boelsa op jou kop getrek het. Kamoufleer gou vir 'n ou sjokkie daar agter. Spakie. Maak vir my 'n reguit streep neus af oor die oë en aan die kant. Sommige met die modder. Die klein seun Dion, né? Spakie, ons noem hom Spakie. Want hy het so 'n skokmasjien in sy sak en traangas in sy fucking sakkie. Ons is op 'n kamp. Ons wil vorm breek. Hoofseun, kom jy gou hier. I was chosen to be a head boy by my fellow students. It is a big responsibility, and then we form the leadership of the children. We're basically walking around on school and checking that everything is all right and nobody is doing something that they shouldn't be doing. Yeah. Cricket, tennis, review, chess, redenaars, orders, academics, high state fit, review, hockey, drama, chess, tennis, sport, archery, and hoofseun. To be a head boy is a challenging position. He reaches where I didn't reach. Wie van julle het ooit gedink julle gaan daai liedjie sit en fluit vir ontspanning? Nooit. Jou pa het daai liedjie elke dag op die grens gesing. Sorry, nog een. No, I have to do everything for that boy, man. I will not so much. Hey! Zeg jou, duimbon, bro. Dankie. Hoekom is ek hier zo? Persoonlijke redes. Ek sê ernstig. Ek het opgedonder. Drugs, snuif. 11 jaar, baie. Every day. Elke donderse dag. Ek het gespeel Green Squad, Junior Springboks. Op skool, ja. Dis van waar ek kom.
Dis my past. En ek het alles weggebliksem. Hoekom? Ek was depressief. Toe snyf ek net. Alles. Net weggegooi. En ek wil net weer wys wie's daai ouetjie. Wie het my ma en my pa groot gemaak? Is die groene. Seker. Ja. Selfverdediging. Hoekom het ons selfverdediging nodig in vandag se tye? Beskerming. OK. Dis baie van ons vrouens wat verkragt word, aangerand word. Maar jong laaitjie van julle ouderdom en so. Se krag is net so goed soos 'n vrou se en alles. Ek sê nie jy is swak of daai tipe van goed nie. Probeer vir julle hierdie boekie in die hande kry en bestudeer hom. Dis flippend goed. Ja. Kyk of jy vir jou maatjies afskrifte kan maak. Dis onwettig om afskrifte te maak, maar probeer maar kyk wat jy kan doen en alles. Wat dink jy is die statistieke vandag? Hoeveel vrouens word nou verkragt terwyl ons hierso staan en so? Dis kom ons wil hê julle ouetjies moet betrokke raak by komando. Dat ons eie volk mekaar nie eens meer wil help nie. Kerels, moet regkom. So as jy in die stad loop, dan kom hierdie Lakawane op jou afgestap en alles. Nou is hulle 'n groep van 3. Wat maak hulle? Hulle loop die hele pad vol. Stap sin toe. Jy's 'n boer en so. Weet jy wat doen ek as ek in die dorp kom en so? En hy kom op my afgestap. Ek gaan vir jou nou hard stamp, hoor. Hy kom op my afgestamp. Vat hom grond toe. As hy nie vir my wil pad gee nie, dan help ek hom uit die pad uit. OK, wat ons gaan doen, ons gaan eers 'n paar lesse wys met 'n vuurwapen en goed. Ons gaan net so 2-3 triks wys hoe om 'n vuurwapen by jou af te neem. Gelaai of ongelaai. Jy kan dit doen. Wat jy doen? Beweeg uit. Beweeg in. Pas in. What we do is we give them training courses to help and protect them against the attacks, especially farm attacks, and also normal attacks during civil life. You know, in South Africa, there's being something like 60 people killed per day. Eerste ding wat hier Lakawane doen, hy staan met 'n gun hierso. Yes, hy's nou Rambo deur en deur, hoor. Nou wat is 'n Lakawane? Sergeant used the word Lakawane as a metaphor to explain the enemy. Hy vergelyk die swart mense met 'n Lakawane. Terwyl hy met sy vuurwapen so staan, wat is hoop van hom? Alles is hoop en so. Al wat jy doen, jy kom op en jy skop hom tussen die bene. Wat gaan hy maak as jy hom tussen die bene skop? Twa, skiet hy oor jou kop. Hy gaan af grond toe terwyl hy vashou en so. Dan moes jy al lank op pad gegee het. It's not our fault that 95% of the criminals in this country is black. It's not our fault that 99% of farm murders are committed by black people. It's obvious that people will start becoming to hate these creatures that murder people regarding of their skin color. You can't blame it on just the black people because there are not just black people going around murdering and stuff. You get extremists in every race, every culture, but crime will always be in every country. So I don't think it's the black people making South Africa unsafe necessarily. Poor people, they break in and they steal stuff and then maybe need the money for something but yeah, I don't know. Klein ouetjies kan dit ook doen. Kom jy gou hier. Jy kan dit ook doen. Ons gaan nou. Dis 'n vinnige beweging. Jy vat hom en jy gaan. Hy moet dit nie eens verwag nie. Kom maak. Doen dit gou. Pas op, pat vas. So. Asai, nee. Okay, so jy kan. Ja, ons het vandag basiese opleiding gekry van selfverdediging. Dit bedoel as jy op 'n huisaanval kom en iemand hou dalk 'n geweer in jou kop om hom af te vat en dit. If they break into your home, your dad's sleeping or your dad's out, if they put a gun to your head, you know what to do. You never know what's going to happen. Probeer pad gee. You never know. Stamp by jou. Kom, stamp. Gaan wat jy doen. Vat die ou se hand as hy weer kom. Beweeg daaraan. Trek jy ou nader. Voet daarso. Gaan hy grond toe. Sulke goed gebeur in Suid-Afrika, dit gebeur landwyd. Hoe kan ek vir jou verduidelik, crime is everywhere. Ek wil jy nie seer maak. Praat druk. Wat met krag?
Wat het jy daar verkeerd gedoen? Dis so. Selfde triek alles. Hou my met jou vas. Ek is nou klein, so klein soos jy. Wat gaan jy maak? Ja, jonker. Met jou arm? Ja. Draai hom oor. Jy gaan af onder. Wat jy doen? Gaan af op jou knie. Dis al. Yes, is niet. Yes. In 2005, they tried to steal 4,000 rand from me to criminals, and I actually shot and killed both of them. Yeah, because I was trained, because I did this training. Hierdie ouetjie wat vir jou vertel het, of 'n polisieman wat jou wil arresteer omdat jy jouself verdedig het. Jy klap hy polisieman se hoor ook sommer van warm, want dan ken hy nie sy wette nie. Jy het die reg om jouself te verdedig en jou eiendom te beskerm. In my oogpunt uit sal ek sê, as ek staatspresident van hierdie land was, elke blanke wat vermoor word in hierdie land, staan ons op en ons vermoor 40 van hulle. Dit is my siening en so. Dis nie VVK se siening nie, dis my siening. Hulle is 40 teen 1. South Africa is bleeding. And this is why we have to train our people to be prepared for any attack, anywhere. Kom wat jy doen? Jy tree aan, heeltyd. Kom. Jy tree aan, jy tree aan. Ja. Nee, kom sommer af nie. Dis net spoed wat tel. Ek is sterk, check hierdie maar armpies vir my. Dis spoed wat tel. Nee, asseblief. Dis my kop. Nommer 1, wat het jy geleer vandag? Om 'n wapen uit 'n ou se hand uit te vat. Soos ons sê, 'n ou wat jou wil aanval. Dink jy dit in werklike lewe kan doen? Ja. Abien. Reg op die linkerflank, regs. Om. 1, 2, 3, 1. Die lesing wat ek vandag van julle gaan gee, is seker die belangrikste lesing. Die vyand en die bedreiging. Jy kan nie in hierdie land leef as jy nie weet wie is jou vyand nie. Wie is die mense wat teen ons optree? Wie is die mense wat ons lewe versuur in hierdie land? Wie is hierdie wesens? En julle moet dit vir my sê. Swart mense kom maar. Jy het dit gesê, ek het dit nie gesê. Daar's 'n konflik tussen wit mense en swart mense in hierdie land. Ons moet dit net aanvaar. Waarom is daar 'n konflik? Nommer 1, as 'n uiterlike konflik. Ons lyk verskillend, ons lyk anders as hulle. Hulle het dik lippe, die lippe is geneig om te krul mos, né? Okay, ons het dun lippe. Julle lag, dis die waarheid. Jy sien hulle dan elke dag. Die negroïd se ore in die binnekant is totaal anders saamgestel as ons se. Hy's baie meer sensitief. Daarom weet die boere, klap hom teen die oor, dan val hy teen die grond. Want hy weet sy oor is anders saamgestel. I don't know why we were being taught about their noses and stuff. If you have big ears, does it make you somebody else? No. Ons kyk wat sê Dr. Carlton Putnam, bekende antropoloog. Hy sê, clearly indicated that the Negro's inferiority to the white man, average against average, in many ways, but in no more way significantly than in the size and the weight of the brain, especially in the measurements of the brain's frontal cortex. Jou cortex is jou voorbrein. Jou voorbrein doen beplanning. Jou voorbrein neem van inisiatief. Jou voorbrein doen die beplanning ook om goed te onderhou, uitrusting te onderhou en te diens. Daarom is daar nie een land in Afrika 'n eerste wêreldland nie. Nou vra ons vir onsself af. Is daar 'n verskil tussen die intelligensievlakke van die Negroïd en die Kaukasiër? Dr. Albert Schweitzer. One must look at the Negro not as one's equal, but as a child. And with children, nothing can be done without authority. 'n Swart man het die mentaliteit van 'n 14-jarige blanke kind. Dr. Meredith Townsend sê, Negroes have never advanced out of the foulest savagery. Dis hoekom hulle jou sal doodmaak vir toe. Hy het geen morele waardes nie. Jy moet mos weet wie is die vyand, wie gaan my aanval? Hoe hy lyk. Dis nie my skuld hy swart nie. Cornelius is 'n baie slim man.
Ek het nog nie gedink hy's nou so slim en maar hy's verskriklik slim. I don't believe something straight off the bat. I'm very inquisitive, so I won't accept anything he tells me right then and there. I'll do research about it to go and see if it's the truth. Hierdie is goed, wat die pers en die internasionale media sê, jy mag nie weet nie. Hulle hou dit van jou weg. Hulle smoor dit dood, dat jy dit nie weet nie. En alwaar jy dit sal hoor, is hier. Sal dit nêrens anders hoor nie. You get black people that are extremists, and then you get white people that are extremists. So on each side you have extremists, the middle, and then the other extremists. So they are in conflict with each other, and the middle groups are just going like sheep. I'm not an extremist, so I'm one of the sheep. Ek vind die nuwe Suid-Afrika moeilik. Moeilike omstandighede veral vir ons blankes om werk te kry. Ek self is nou nie eerste om gekies te word as daar 'n pos is oop by die myn of so nie, want dit is eers die nie blanke en dan is dit sy vrou en dalk sy kinders en dan sit ons. Ons is laaste, so ons eet maar nou op die grond, so op die knieë. Grensoorlog woed tussen 1966 en 1989. En elke boetie moes border doen. Bos doen. Die meeste Suid-Afrikaanse huisgesinne het 'n broer, 'n pa of 'n seun in die era op die grens gehad. Nou wat nou? Dit nou. Dis die pad. Opleiding wat jy kry, die standaard van daai opleiding is daai opleiding wat jy daar is. Die pad wat ons volg is dieselfde pad wat daai manne loop. Nkosi Sikelel in Afrika. Loop nie daai pad. Dit is baie jammer. Wat gebeur het is, ons het ingegaan, ons het 'n opdrag gekry, ons moet ingaan, ons moet gaan vee. En toe trap ons eerste voertuig trap 'n landmyn af. Toe hy die landmyn trap, dan wat gebeur is jou valplate val oop en jy spring af. En toe ons afspring, hulle het ons verwag. Toe slaat hulle ons, bam, 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 bam. En toe die grond raak, toe skiet hulle my, bam. Hulle het so 3, 4 ouens verder, het hulle my vriend dwars deur die kop geskiet. Mors dood. Daai wat ons kontak. Manne, julle dink ons praat net. Het julle nou 'n voorbeeld gesien van wat werklik gebeur het met 'n man hier saam met ons? Hierdie man se lewe het op daai stadium aan 'n lentjie dunner as haar gehang. Dis hoekom ek heeltemal van my kop af raak as dit kom by die opleiding. Want het ons nie opleiding gehad nie. Kom ons vat julle, ons sit julle in daai situasie. Sal nie een het oorleef nie. Jy moet dissipline hê, dissipline, want as jy nie dissipline het nie, kan jy nie so 'n operasie uitvoer nie. Mense sien elke dag. So as ons nog op die kampie sit, dan kan iemand nie sê ja, jy was nog in die army nie en jy het nog nie sulke opleiding, man. Ek kan sê ek het sulke opleiding gehad, maar net vir 9 dae, nie vir 3 maande nie. So ja, is maar ook iets wat jy trots op is as jy hom deurmaak. Yeah, it's hard, but it makes you proud. Everything we do, our dads did, and it was hard for them also, and they always say, oh, we went to the army, blah, 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 blah. So this is kind of the same, and now
we did it, so now we can see we did it as well. Finishing this camp will make me feel more like a man. I can talk to my dad as well, being in the army, and I can tell him what he's been through, and I've been through it as well. In 9 days. My pa is oorlede. Hy was groot, maar hy het baie gesyp. Toe kry hy sy lewe reg, sy hart vir die Here gegee. Reg begin kom, maar het was te laat vir hom en my ma om weer te probeer of so. Maar hy het sy lewe reg gekry. So ek kan my lewe reg kry, kan ek my laat die bliksem, dat hy dit glad heeltemal vergeet. Om enigstens daai kak te try. Ja, dis die verskil. Ek het nie 'n pa gehad nie. Yeah, I'm tired. We sleep 3 hours a day. Daai liedjies, the songs that I'm teaching them that. Sit sandkastens die rook te maak en sit die heel dag op sy gat te ham. Chickie bubblegum. En ek moet dit fokin vir hulle leer, want ons het niks om te doen nie. En hulle kom vra my en ek vir klomp kak. Maar eintlik is ook net om hulle kop weg te kry van die KFC en die blikse steersburgers en ek weet nie wat se donder soek hulle. Ons kry hom toe by die magistraat aan. Ons kry hom toe by die magistraat aan. Ons kry hom by die magistraat sê trek my draad aan. Bernard is klein. Hy is al baie klein, so hy weet nie eintlik wat hy sê nie. Hy sê baie keer dom goed. Vertraagte goed. Hy probeer inwees. Of hy gaan inwees as hy aanhou daarmee. Of net vir hom bietjie sê, maar net rustig in homself wees. Want ek dink nie dis hy nie. Ja, ek het al vriende gemaak. Maar almal is so moeg en alles so. Hulle is so baie keer en as hulle bietjie kwaad en alles. Werk saam. Kom dan vat vas. Sleep my terug. Stoot my. Ek doen. Jy moet net opstaan met jou rug. Dit is baie hard. Ek is nog nie so goed Jannie. So almal maak maar foute in die lewe en jy begin maar van kleins af op te kom leer tot jy 'n kolonel is, dan kan jy alles perfek. Help julle kleiner makker. Iemand ruil met hom. Kom hier so Bernard, gat aan. Ek like dit nog as hierso. Want al jou vriende is om jou. Hulle vertel jou van goeie hoe hulle pa in die army was en alles. En as ons dit doen, dan dink ons aan ons ouers. So dan dink jy net, yes, ja, ek kan ook soos my pa eendag wees. Soos jy Dion sien, hy's 'n meer 'n bosmens. Maats kan vir jou baie probleme bring. Ons het ook nie vriende en goed nie, want ons glo vriende en goed te veel daarvan. Dit kan probleme bring. Ons doen dit nie. Dit gaan oor ons gesin en die tyd wat die Here vir ons met dit gegee het en dit is hoe ons operate. In die aande is hy nie in die pad of iets nie, daar is nie so ding by ons nie. Die meisiekinders is ook so groot gemaak. Jy sal ook sien, Dion stel nie belang om rugby of iets te kyk in ons huis, vooral nie rugby kyk, jy sien ook geen televisies of so nie, né? Ons glo die sport het al die God geword, ons wil nie deel daarin hê nie. Dion het 'n televisie in sy kamer waarin hy maar 'n DVD kyk, maar DVD's wat deur ons goedgekeur is. Dis 'n bietjie water. En ons leer hulle is nie op BBM en Facebook en daai goed. Ons soek hy ligsinnigheid, dit is ligsinnigheid. Hy gee my nog steeds pak sla as ek iets verkeerd doen. Al is dit seer en dit, maar 'n mens moet leer.
Soos kyk hierdie nuwe wit kinders van vandag, die nuwe generasie, die new age. Hulle dra tongringe, hulle drink, hulle rook, hulle gebruik dwelms en dit en hulle het tattoos op hulle. Ek wil nie so eendag wees nie. Ek wil my liggaam skoon hou. Ek wil nie rook, ek wil nie drink nie. Ek wil nie tattoos op my nie, ek wil nie dwelms gebruik nie. Nee, hy is nog mooi. Op het te veel olie, hè? Dion speel nie TV games en goed nie. Ons sê liewer hy moet iets anders doen soos Dion Meer- kan meer- baie goed meer skiet. praktiese goed. Goed vir homself. Meer prakties goed dat hy onsself kan ontwikkel. Anders te ontwikkel hy net sy kop dalk. En dan loop hy lyk soos 'n kind met 'n waterkop. Dis tog die langste. Dis die langste in 5 jaar. 5 jaar wat ek vir my vrou en my kinders al weg is. Die meeste was 3 dae. Toe ek my trade gaan skryf. My qualification. 3 days. Yes, dis fucking hek. Dis kak. Ja, ons het ontmoet toe my oudste seentjie 1 jaar oud was. Ja, en hy word nou 7 Ja, November. Ja. Ons was verloof vir 'n jaar. Ja. En ons is al getroud 5 jaar. Daar was niemand anders vir my nie. Dit was net sy. Ek kan nie sien myself met iemand anders behalwe met haar nie. Ek dink jy sal by iemand anders pas nie. Ek dink ons sal hulle mal maak. Ja. Ek dink regtig hulle sal so selfmoord pleeg of nie. Nee, ek sou nie sonder haar kan lewe nie. Sy is my alles. Ons het eers ontmoet by 'n vriendin van haar. And I just started using. I was using for about 7 months then. Toe sy swanger was, het ons nie gebruik nie. Tot na Laurens gebore is, toe gaan ek weer, toe begin sy. Ek is nou, wat is vandag, Sondag? Ek is vandag 2 weke skoon. Nee, ons gaan dan kom. Ek moet, ek kan nie anders. Dit is vir my kindertjies. Jy sien nou drup hy op die, daar waar hy drup, nee. Die ouetjies weet nog nie wat gaan gebeur of hulle is almal nog hier happy, dink nog steeds pynvol. Hulle het al hulle ouers. My pa het die army gedoen. Hy het ook hierdie uniform aangehad wat ek aan het vandag. Hy het ook op die grens geveg en alles. Hy het my baie stories vertel. So ja, ek is baie naby my pa. Ek maak die skitsman se skoene vir hom skoon. Dis 'n opdrag wat hy vir my gegee het ek moet doen. All of these boots got a history behind them because they came from SA Army supply stores and guys like us that donated them. But all of them were in the army, all these boots. If the boots could speak, you would have stories you wouldn't believe. If we do not do it, we're gonna get shit. Yeah, he's the one making for us some making shit for us so that we have to run. Waar's my hoed, my boshoed? My boshoed. Waar is kolonel se boshoed? Ek het hom vir kolonel teruggegee. Nee, boshoed. As jy daai hoed laat verloor, ek sal vir jou doodmaak. Julle gaan almal kak. Julle sal daar's die ding nou. Jy sê dit op my teruggegee. Jy sê dat nou net by jou. Dis nie hierdie hoed. Dis nie hierdie hoed. Julle gaan heel lag hardloop. As daai hoed weg is. Right, wat julle nou gaan doen vir 15 minute gaan julle daai boshoed soek. Kom, julle gaan soek daai boshoed tot julle hom kry. Julle keer die karre om, julle keer die grond om, maar kry sal julle hom kry. Ja, ons het die hoed gekry. Toe gee hulle hom vir my want hulle stry daar binnekant. Vat die hoed. Nee, hulle gaan nie vir die kop raai. Vat jy die hoed? Nee, toe sê gee die fucking hoed vir my. Nee, dan gaan ek en gee ek die hoed. Nee, toe gaan ek na hom toe, ek sê hier's die hoed. Ek dink is alles right. Sê hulle nee, nou kak ons af, slaap. O, Here, julle kan julle sterre dan. Waar het julle die hoed gekry? Was by my die hoed. Hierdie ene wat ek nou hier voor gehad het. Moenie met my kak praat. Vra kolonel om verskoning vir sy boshoed. Ek hoor niks nie. Ek hou mos nie van as mense doen wat hulle nie moet doen nie.
of as hulle goed verkeerd doen nie. Want jy sê dit soveel keer vir hulle, jy doen dit so. Nee, vir ons nie. Dan moet ons maar suffer. Wat sê met nou? Sal julle oor die hele res van die kamp hardloop? Hoor, beweeg! Hardloop! Volgende een persoon wat loop tot waar hy moet wees, sal die oorsaak wees dat almal van julle vir die res van die dag korrektiewe opleiding doen. Verstaan julle my? Ja, ek hoor niks nie. Ja, ek hoor niks nie. Ja, stap vir my lyn daarso. Hardloop julle. Eerste persoon, hardloop. Voor daai modder, maak jy 'n duikrol. Jy die leopardklot aan die ander kant. Jy Sparky, wat the fuck doen jy? Speel in die modder of net patrol jy? Hey girl! Ek wil jou terug in die grond sien sleep. Nie net met jou arms en jou bene op. Ja. Ja, ek sou nie somme opgee nie. Ek wil aanhou. Ek kan myself toets, my liggaam toets tot op die limite wat hy kan gaan. Kan help, julle makkers. Julle mag saamwerk as een man. Ek wil right. Ek kan dit self doen. Ek kan. Ons wil help. Maar ek sal uithou en hom deurmaak. Aanhouers wen, so ja. Jy het dit gemaak. Baie geluk. Ja, dis reg. Geluk. Oei. Staan stil. Gaan aan die waterkant toe. Gaan spoel jou af. Tot Kan na jy dit ete. maak? Doen jy niks weer nie. Kan jy dit maak? Dis kans. Ek sal dit maak. Okay, moet jy ombliksem op pad so intoe nie. Kyk, daai ou werk alleen. Hy soek niemand om hom te help nie. Ja, as jy ouetjie sy kop op sit, kan hy dit doen. Ek glo vas hy kan dit doen. Lekker vir nou. Wat soort Sparky? My arm. Wat soort? Hy brand as ek so op dans so seer. Okay, so dan moet jy saam met jou kom. Nee, so right. Look. Training is hard on all of us. Especially most of the stuff we can't do. It's extreme. Sergeant, jy het water in my oog gooi. Ek kan nie sien die modder in my oog gespat, Sergeant. Dink jy? Is daar 'n rus of iets? Om met 'n bazooka of iets vir jou sê, vir jy eers gou jou oë uit dat jy my kan sien. Maar eers skiet. Nou val in die groep en doen jou werk. Drie. Rotsian. Ja, Sergeant. Ek's klaar kwaad. Dis om my vriesend te maak. Grootseun, hou uit. Kom grootseun. Jan! Ja! Rotsian. Rol tot daai kant. Net jy alleen, rol tot aan die ander kant. Jy gaan vir my kwaad kom. Hulle val 'n bietjie uitmekaar uit. Grootseun sukkel. Ons moet hom, hy kort bietjie support. Dis die groot ding want hy het nie daai support nie. Ons nou oor die groot ding wat dit nou oor gaan is ons almal net by mekaar kry as die ou val om optel. Dan loop jy stadiger, maar jy ons los hom nie. Almal my gehoor. Ja. Almal, my gehoor, ons los hom nie. Kom groete. Kom spasie. Kyk erop. Kom groete. Spasie. Kom groete. Jy en ek is so. Kom hier so. Saam my. So kom van hom op. Groete. Meyer val in Meyer. Jy red. Druk hom. Ek val. As hy val, beweeg. Val. Jy red. Kom. Val. Kom ons draai. Kan ons net 5 meter gaan? 2 meter. Kom ons gaan net 2 meter. Kom. Wat sê? Saam my.
Sander! Werk julle maatjie alleen, kom help hom. Kom terug, beweeg. Dis fucking goed, man. Kom, I don't want to quit because it's gonna make me look like a little baby. I don't want to look like a baby on an army camp. Not a little sissy camp. Mooi. Hande voor je kop met je longen oopkom. Dat je kan alles Mooi, doen. ons is trots op jou. Mooi, Sean. Hande vir jou hande. Wat sê jy met jou masjiene? Die is die twee ouers van die tweede sous. I'm here to pick up my two sons because we're going for a holiday. Ja, dat is het. Julle gemis, man. Hè? Julle my nie gemis nie. Gaan hulle nou terug? Wat sê my chommy? Gaan ek. Okay, wat ek moet doen, ek moet gaan toestemming vra en goed. So miskien ek sê nie ek gaan dit reg kry, maar miskien kry ek dit reg, miskien nie. So bly by die doen alles net soos jy dit moet doen. En dan gaan redelik gaan met die groot ou. Dan praat ons weer. Okay. Masjiene, veel dinge. Of course wil ek saam met my ouers huis toe gaan. Ek dink jy ons sal nog saam met ons ouers huis toe gaan nie. Want dit is hy. Wat sê my oom? Sê net vir my, hoe het julle hier uitgekom? Hoe het julle gewees? Vroeër in die dorp het sy my gesê waar min of meer is julle. Is dit? En op pad hiernatoe het ek, hier was swartes langs die pad. Toe vra ek vir hulle, waar is die soldate? Toe sê hulle, die soldiers. Toe vat ek 'n bootjie, klim in my kar, toe bring hy my hiernatoe. Toe wys hulle my waar dit is. Hulle gaan nou 'n bietjie korrektiewe opleiding kry. Wie is dit nou? Allesiens. Is dit? Ouers hier na toe gekom het. Dit word nie gedop op 'n militêre kamp. Nee, ons laatjies. Nee, maar kyk, ek moet my laatjies kom, ons gaan op vakansie. So ek is die bevelvoerder. As dit by gereël het, dan was dit goeie tyd gedoen, maar okay. Jy het nie militêre opleiding gehad nie. Nee, ek dink dis hoekom ek nie geweet het hoe so 'n prosedure by 'n militêre kamp. Ja. Dis nou maar net so, maar dis maar net geleentheid. Ons moet leer, jy weet, en vir nee, natuurlik, ek verstaan dit heeltemal. Oulaas gaan hulle nou, julle kan nou maar 'n bietjie kyk, maar hulle gaan vir oulaas bietjie met paal hardloop. Nee, dis 100% ek nie ons maak hom nie dood nie. Ja. Okay. Maar sommige mannetjies se mammas en pappas kom besoek ons by die kamp, né? Is dit toelaatbaar? Dit toelaatbaar dat soveel mense na 'n militêre kamp toe kom? Hæ? Antwoord my. Nee, kolonel. Ons gaan vir oulaas bietjie met ons liefies hardloop, né? Die moeilikste deel was die hardlopery en die gedraffery. Met die paallyn, so ja. Met jou vrou, ja, hulle noem hom liefling, so ja, dit is jou geweer. Jy mag haar nie laat val of iets nie. Jy slaan dekking. Hy paar krop. Dat sak hy gat van jou. Jou gat, bek. Jy lyk soos 'n poesman, maak met daai gat in die lug. Beweeg. Kolonel Joost het gesê jou liggaam, as jy uitgeput is, kan jy nog 60 km hardloop, dan is jy eers dood. So ja, ek het my hele daai visie in my kop en ek sê ek het nog nie 60 km gedoen nie, so ek kan dit nog doen. Gat op plek! Spakie! Kom daar, skiet! Laat sy net die grond raak. Jy lê nie op jou liefie nie. Doen jy dit met alle vrouens? Johan, jou liefie by jou kop. Druk jouself. Beweeg. Sit toe. Meneer, kom nou, we gaan met jou praat. Sorry. Jy bietjie wegbreek van die huis af. Bietjie wegbreek van mammy en papi af, né? Maar Rousseau bring sy papi en sy mammy hiernatoe, né Rousseau, waar's jy? Albei. Het julle mammy en papi hiernatoe gebring? Nee, hulle self hiernatoe gekom. Hierdie kampe is bedoel dat ons 'n man van jou maak. Soek nie vir mammy en papi hier nie, okay? Het julle my? Ja, kolonel.
Onthou hulle moet loskom Nee, van die dis so. roksspan. Nee, natuurlijk. Hulle moet loskom van die roksspan. Hulle moet op hulle eie kan begin. Nee, maar die seuns moet maar weer kom in hulle toe, kom maar. Hulle moet maar op nog 'n kamp kom. My twee boerseuns, ek kan niks doen nie. Julle moet julle goedjies vat en julle moet saam met julle ouers gaan. Okay? Dis nie my besluit nie. Dis julle ouers se besluit. Okay? Daar's julle pad. Sien jy op Paris? Sien jy by Paris? Ja. En toe ek hier afstap, toe ek die swartes vra, het hulle dadelik gevra, ek het sê, "Where's the army?" Sê hulle, "Nee, you want the soldiers." Sê ek, "Ja, I want the soldiers." Toe betaal ek hom R100, sê ek, "Ry saam met my, laat ek presies gaan." Toe ry hy saam met my toe daar, waar ek sê, "Hier, ek gaan nie verder." Ja. Ons het snaakse goedie gekry. Ons het in die nag is dit donker, dus dan sien ons hier so infrarooi liggies. Ons stuur ons sekuriteitspatrollie en hulle weg. So, die regering hou ons dop. Ja, natuurlijk. Dit is vir al daai vlag wat daar Kom. Kom boerseuns, kom. Son trek water, kom. They say that all the generations after 1994 were born free. I was born in 1995, so in 2013 I'll be turning 18. I think everybody is equal now. I think it's the way it's supposed to be. Everybody has equal rights to vote, democratic. So wat hulle wil doen, hulle wil hê jy moet deel van die reënboognasie wees. So hulle gee vir jou 'n vlag wat verskillende goed beteken en dan laat hulle jou 'n lied sing wat jy bietjie Afrikaans sing, wat jy bietjie Xhosa sing en wat jy bietjie Engels sing. So mengelmoes van 'n ding. Hoe kan jy trots wees op so iets? They've been indoctrinating our children since 1994 with television advertisements on television, programs on television telling them about the new rainbow, so-called Rainbow Nation. And they couldn't be very successful if we changed that in 9 days' time. Then they are not very successful. But every time we've got these camps, we change it in 9 days' time, and then these kids see that they belong to a different nation. They belong to a very proud nation. Hy wil sê, maar ons sal vir julle wys, julle wit mense, julle kan niks doen as ons julle name verander, as ons julle vlag verander, as ons julle volkslied verander, julle kan niks daaromtrent doen nie. In hierdie kamp gaan ons vir hulle wys. Nie net hier nie, want ons gaan julle name hou en ons gaan vorentoe weer met julle gaan en dan gaan nog duisende ander ouens ook hierdie opleiding doen en ons gaan vir hulle wys, ons gaan weerstand bied teen dit wat hulle besig is om aan ons te doen. One of the biggest values of the camp is to bring back into our boys patriotism, to learn them that they are not part of the so-called artificially created Rainbow Nation, which is being pushed down their throats since 1994. Die kinders van ons kinders gaan nie 'n idee hê waarvandaan hy kom nie. Hoe wil jy vorentoe gaan as jy nie weet wie jy is nie? En dit is waarvoor ons beklei. Wat beteken die groen strepe van die vlag? Die westerse geloof en dan die Afrikaner kom ons saam, gaan ons saam in die toekoms zijn. Die westerse gelowe en die Afrika gelowe kom saam tot op een punt, dan gaan hulle saam in die toekoms in as een algemene geloof. Can we use to show us both flags? Winnie Mandela's G-string, that's the current national flag. And then we have our Oranje Blanje Blauw. He told us to choose the flag, the new flag, or the Oranje Blanje Blauw. But I think I will choose the Oranje Blanje Blauw. It's far more prettier and it is ons Afrikaner bloed trots. I chose our land, the national flag we have now, but I have a Oranje Blanje Blauw flag in my room. Ek het self na die kamp toe gekom vir die eerste keer toe ek 16 was. Opleidingskamp in Naboomspruit. Een van my beste vriende het my na die kamp toe gebring. In 2010 het ek weer by my kamp uitgekom. Ons het die somer weer die kamp, basiskamp kom doen en met die Desemberkamp het ons uitgehelp as 'n instrukteur en ons help nou weer uit as instrukteur. Ons doen nou ons offisiers kursusse om uit te help. Kan jy hom nog herken? Jy sien presies wie hy is. Gaan nie weg.
Ek wou nog altyd weermag toe gegaan, maar ons weermag se standaard is bitter baie laag. En ja, ek soek iets wat volkseie is. Ons het 'n geskiedenis om op trots te wees. Moenie skaam wees oor jou geskiedenis nie. Ons het mos alles van hulle gevat. Jy moet wakker word. Ons het mos alles van hulle gesteel. En dis ook wat ons julle wil leer, dat ons ook 'n volk het wat die reg het om sy eie land te hê. As die Swazis hulle eie land het, nie is 500 kilos van hier af nie, het Swazis Swaziland. Waarom kan die boere nie boerland hê nie? For us, there is only one way to get independence, to fight for our freedom, for our own fatherland. Gee jy vir ons daai ding asseblief? Is die gas klaar? Nee, was bietjie te vol. So gaan julle nou in 2 groepe deel. Een kom kruip weg en een loop patrollie. Mense se mondjies. Drop julle in die kak. Gaan, kruip weg. Stop. Ons moet al bo in die dak. 'n Kleintjie. Stop. Jy gaan vir my daar sit. It sounds like this. They're gonna shoot him now. You know why? Where's the rest of you guys? He flanked them into the bush, and he's got no control over them. They're out of sight. They're out of sight. They're out of seeing sight. Dood jou dood. Waar by jou fok. Right, kom ons staan op. Want my patrollie het 'n fok opgemaak. Hallo. Kom almal aan. Hoe bereid is jy om te stry of om te veg vir jou vryheid? Elke dag, alles wat dit vat van my. Alles wat dit vat van my. Ja. Ek het gevoel 3 weke terug, my pa toe ek so wild aangaan het, het ek ook gekrak. Toe voel ek kyk vir my dat van bo af en is so nie happy gewees. Maar miskien nou ook bietjie beter. So ja, ek moet terugkry. Ek dink hy sou trots gewees het as dat ek hiernatoe gekom het. Span, jy moet afpad patrolleer, jy moet gou maak. Onthou julle slaap daar vanaand. Julle gaan nie binduits opgeslaan nie, julle gaan sofnat en koud slaap vanaand. We are going to have to build our own TBA, tydelike basis, temporary base. So we're going into the bush, go and build it. Now. Wacht net, ons maak een bietjie, ons maak oor. Dis te nat. Het is te nat om die seil op te druk. Ons gaan op die seil moet slaap, anders gaan niemand slaap. Dis rarig, kom kak. Hierdie. Kom lê julle hier so in die bos. Laat ons julle kan kom waktaf skiet en julle niks weer kan slaap nie. Ons moet baie wakker wees. Verstaan jy? Weet jy vir
ook lekker plek as jy om te hardloop op speelplek. En het jy Klein speen. Alwe. Klein speen, jy bly by my. Hoor jy? Jy fucking bly by my hier. Nie worry of dit wys of nie, dan weet ons hulle is hier. Hulle gaan nie jou fok gehad het. Nee, daar deurkom. Daar is ouens wat soveel breins het, né? As jy 'n dorp uitgekoop het en so, gaan jy na die plaasboere toe en hulle by hulle plase saam in. Bly nog steeds uit plase. Ja, hulle sal. Skryf die dorp se grense. Nou dis wat ek sê, jy koop eers Dis al. deel uit. Ja, dit hoef En nie jy- eers, dit bly 100% se eie. Ja. Maar hulle stel dit net as 'n nuwe grenspunt vir die volksstaat. Ja. Al wat ek sê is gebruik die buitekant. Gebruik hulle onnoselheid en versterk joune. Gebruik hulle nog van buite af. As jy soos 'n boer as hy sy deel dan daar wil insluit, né? As 'n grens vir ons. Laat hom sy mielies verkoop aan die buitekant. Hier is sy grens. Daar is sy huisies en goeders. Hy kom in, hy kom werk. 6 uur. Daar gaan jy betaal. En dieselfde geld vir ons. Ja. Sy kan sy gebied is 6 uur moet ek uit sy gebied uit. Ja. Dis al wat ons doen. Gebruik hulle Solank as wat ons hulle nodig solank wat ons dit nodig het. En hulle gaan nie daaraan dink ja maar hulle word nou misbruik. Nee. Nee. Hulle sien dit lewe gaan aan. Hulle sien nie die geld kom in, want jy moet hulle betaal. Nou, hier kom die geld kom. So wat? Okay, nee, die geld kom. En daar's dit. Ons gaan net normaalweg aan. Ja, all of it. So the guards will also... Wie het geskiet? Hoog sien jou bliksems, draai daar. Draai, gaan terug. Now I only want to do this once to get the experience and to see how the training is and stuff. So I don't want to be an active what do you call it, participant or what in the commando corps. I just want to do the training to get the experience. Ons kon julle van 'n myl af sien. As julle eers gehoor, ek van daar aan die kant af. Ek kan jy reg hierdie basis sien. Julle weet hierdie is 'n simulasie vir 'n regte oefening. Wat sou gebeur het as hierdie 'n regte lewe was? Met een moeite. So die wagte het weer eens op diens geslaag. Want julle het nie belangrik geag. Julle makker se lewens belangrik genoeg geag nie. Ek het nou eens almal van 'n reis staan vir 2 skote en dan kan hulle afsluit. Net omdat julle gevang is. Jy het jou skoot gehad. Okay, ek staar die stopwatch. Julle het 8 minute, dan's basis sakke alles op die basis. Beweeg. As 'n seun van die AWB, begin ek net soos hierdie kampe wat ek doen. Nou die AWB staan vir Die Stay- Afrikaanse weerstandsbeweging en hierdie soos julle kan sien daai 3 sewes is nie regtig soos die swastika wat hulle sê van Hitler nie. Dis die 3 sewes wat teenoor die die 666 staan in die Bybel van die Antichrist, the beast. So die 3 sewes is die volmaakte getal. van ons God en sy woord. God, volk en vaderland. Dis waarvoor dit staan. Dis geen rassisties nie of rasisme nie. Dit is wie jy is en wat jy is en vir wat jy staan. Ons glo dit is deel van 'n groter plan om 'n volksuitwissing te beplan. Dus kom ons die opleiding gee. Ons gee nie aanvallende opleiding, maar dissipline en selfverdediging. Ons moet leer om ons mense weer bymekaar te bring. Op sekere datums kan jy bepaal. As jy sekere datums bymekaar sit, kan jy presies sien wanneer 'n oorlog gaan uitbreek. So ons is in daai fase waar ons nou wag vir hulle om ons aan te val. En
Geloof my, die dag ons wag vir hulle om eers aan te val. En daai dag, hulle gaan hardloop. Hulle gaan die see in hardloop. Want ons gaan omdraai en ons gaan begin terugskiet. This is one of our anthems. Dag en die nacht, lê ons in donker en wag. In die modder en toe lê 'n kind, steefsak en reën teen my. My Bybel sê vir my ek mag nie met hom onderhandel nie. Volgens my landsgeskiedenis en so. Kyk wat het gebeur by Bloedrivier. Pieter Tiefel het gaan onderhandel. Hulle is vermoor en so. En ek gaan nie toelaat dat ons volk langer uitgewis word en so nie. Die dag is die VVK vir my sê ons neem nou wapens op, dan neem ek my wapens saam met my volk op en alles. Delarai, sal jy die boere kom lei, delarai, delarai. Generaal, steeman sal ons om jou val, generaal, delarai. If we don't get the land, if they don't want to accept it that we are an independent nation and we strive for our freedom, then it's a freedom struggle. Then we're going to start a freedom struggle like all the other nations in this world will start a freedom struggle. Delarai, delarai, sal jy die boere kom lei, delarai, delarai. Generaal, steeman sal ons om jou val, generaal, delarai. Ons het die vermoë, ons het die manne. Ons moet net die wil by julle kweek, want julle is gebreinwas met ou Madalla en al daai goeters. Wees weer trots op jou volk, wees trots op jou ras, wees trots op jou geloof, wees trots op jou kultuur. Jy het die reg om trots te wees daar. Ek dwing dit nie in jou keelgat af nie, want jy is vrywillig hierso. Dit maak julle nog beter as ons. Hoekom maak dit julle beter as ons? Vir hulle was dit verpligting. Ons was verplig, ons is met 'n dienspligstelsel opgeroep. Ons is gedwing om dit te doen, deur wetgewing is ons gedwing. Baie van daai ou sou seker nie eens daar gewees het as hulle nie gedwing was nie. Julle kom vrywillig. Ook nie heeltemal so vrywillig nie, want julle het lekker gedog is paintball, né? So ons moet julle so 'n bietjie kamoufleer. Ons moet dit so 'n bietjie kamoufleer. But you heard what I said now. We don't want to make war. Nobody wants to make war. It's not a nice thing to make war. Maar as jy dit moet doen, dan sien jy nie daai persoon as 'n persoon nie. Jy sien hom as die teiken wat jy moet uitwis. En jy wis die teiken uit en jy kry dit agter jou en jy word nie mind bugger nie. Want anders dan gaan jy koekoes raak in jou kop. Ja, ek sou like om een van die kommandokorps te word, een van die lid daar, soos 'n sergeant of iemand. Nasionale saluut! Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee. In die Bybel staan, swart mense moet by die swart mense bly en wit mense moet by die wit mense bly. Jy kan nie saam met 'n volk saam met mekaar bykom nie. Ek het nie swart vriende nie. As hulle net hulle op hulle kant kan hou en ek op my kant, dan is daar mos nie 'n probleem nie. As hulle na my kant toe kom en hulle vra vir my, kan ek met jou gesels, dan sê ek nee. Of ek sal net my rug draai en ek sal loop. OVP is net soos die kommandokorps. Soos daarso is baie regse groepe. Dit is meer van selfverdediging. As hulle sê die swart mense nou wit mense aanval, dan tree die AWP in om te sê julle moet uitgaan uit ons land, uitgaan uit ons gebied uit of ons skiet op julle. Dan gee die swart mense pad en die ander tipe rasse. Baie agter hulle manne. Kom nie afneem nie, hoor. Kom jy? Kom. Ja, begin. Ons boere
soek ons vryheid. Ons soek ons eie volksstaat. Ons sal hierdie vlag aanhou brand tot die dag wat ons vry is. Niemand sal ons dwing om onder hierdie vlag te staan nie. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons boere soek ons eie volksstaat. Ons boere soek ons vryheid, ons soek ons eie volksstaat. Brand, bliksem, brand! Brand, bliksem, brand! Brand, bliksem, brand! Boere deur kommuniste regeer word, sal ons duiding brand. Dis nie ons vlag nie, geen kommunis sal ons regeer nie. They burn it, I can't stop it, but they'll carry the consequences. I was singing because it made me feel, not proud, but made me just feel part of the group. I don't want to stand there and just keep my mouth shut. I wouldn't burn the flag myself, to put it that way. Ek like dit as ek sien die vlag brand. Die fucking kakvlag. Want ek like hom nie. Want ek is nie so jong soos die laities nie. Ek weet van ons ou vlag. Ek weet van 1994. Ek weet wat het my pa verloor en ja. Vir my is dit net van die begin is 'n kakvlag. So dit pla my glad nie. Brand die bliksems dan. As ons ingeroep word om as een te staan om saam te staan ons eie volk te kry, ons eie volksland, ek sal saam staan. Ek glo al die manne hier sal saam staan. Ons volk sal as een staan om ons eie vryheid te kry. My mind has changed a lot about black people. Negativity has grown. Colonel France, he has opened all our eyes to all the bad stuff black people do, and that they won't change. I didn't participate in the burning in the flag completely because I don't want to disgrace that flag, because one day when I'm in the Air Force I'm going to fight for that flag and I want to be proud of it. Kyk hierso, almal het maar hulle in hulle visie in hulle kop. Ek like hierdie swart mense om eerlik te sê. Jy kan maar vir almal gaan vertel in die hele wêreld, ek like nie swart mense nie. Die waarheid van hierdie hele ding is wat ek hierso is om opleiding te kry as hierdie swart nasie my sou aanval. As hierdie nasie my aanval, kan ek weet wat ek moet doen. Dit is 'n waar. Hier gaan 'n oorlog uitbreek in ons land.